is Jesus Christus meer as genoeg. Meer as genoeg. Wie glo vanmôre saam met my dat Jesus Christus is werklik meer as wat jy ooit kan doen, meer as wat jy nodig het, meer as wat jy dink jy nodig. Jesus Christus is meer as genoeg vir elke mens, vir elke lewe, vir verlossing, vir seën, vir 'n toekoms, vir guns, vir bevryding, vir die ewige lewe. Jesus Christus meer as genoeg. In Jesus naam. Vader, ek bid dat as iemand vanmôre hier dalk staan en sê, ek weet nie watter kant toe met hierdie saak nie, maar ek glo Jesus Christus is meer as genoeg. Solank dit Jesus Christus in my lewe het, is dit meer as my probleme, meer as my nood, meer as my siekte, meer as al my vrae en wonder en hoekom Jesus Christus in my lewe. Die dit is saam met my verklaar waar U daar staan en sê, Jesus is werklik meer, baie meer as wat ek nodig het. Meer as genoeg. Dankie Here, ons kyk na elke hand, kyk na elke hart wat dit verklaar en ons kom opreg soos kinders voor U en sê, Jesus, ons het U nodig. En U is Jesus meer as genoeg in ons lewe. Dankie Vader, ons prys en ons eer U in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Ek sit net hier deur die Here. Baie dankie dat ons lekker saam gesing het. Here, aanbid dit. Dis goed om die Here te loof en te prys. Net by die afkondigings vergeet om Louis, want dit ons nog 'n sel wat aan die gang is, nee. Ja, onthou as jy by jouself wil inskakel van Louis, kontak sommer Louis ook, en hy is ook nog met dieselfde weertjies aan die gang, en word deel, en wees ook in die week deel van wat ons doen. Amen. Prys die Here, dien die Here volkom, staan vas tot die einde toe, en moenie moed verloor. Nou, my gebed is vanmôre, dat saam met die nagmaal wat ons nou by gaan stil staan, dat ons dit weer in ons lewe sal vasmaak, dat Jesus is meer as genoeg. Amen. Jy moet eintlik, of ons moet eintlik kom en wanneer ons dit verklaar, en dan moet ons eintlik dit vir die Here sê, Here, help my met dit. Help my dat dit nie al my dinge en goede, my bestaan en my lewe en al my dinge hier is nie, en Jesus net deel word van al die dinge van my nie. Hoor wat ek probeer bedoel en sê, maar dat Jesus die middelpunt is en al die ander dinge moet inskakel by Jesus as middelpunt van my lewe. So wat ek wil hê moet net gebeur hoor en vir onsself moet sê, dis nie Jesus Christus en dit en dat. Dit is Jesus Christus is meer as genoeg wat ek nodig het. En as die Here dit vir my kan regtig oopmaak in my lewe, dis dan wanneer ek besef dat al die ander dinge val maar eintlik in plek soos dit moet. Al bid ek oor tydelike goed, al bid ons oor siekte, al bid ons oor nood, al bid ons oor die oorlog, al bid ons dinge rondom ons, as Jesus die middelpunt is, as Jesus meer as genoeg het, kan ek dit vir jou waarborg in Christus, met probleme wat gebeur, met teenkanting, met dinge wat om ons baie keer nie lekker gaan nie, dit sal altyd ten goeie meewerk vir hom, wat volgens God se voorneme geroep is. Goed, en hakies gou daar, en ons het dit al baie gesê, dit is maar so dat ons weet, dit voel baie keer as dit dinge in my lewe gebeur, nou werk dit nie ten goeie uit. Maar onthou, as Jesus Christus meer as genoeg is, en hy's regtig my middelpunt, hy's regtig die sweer waarom my lewe draai, dan is hy aleen wat by magte is, om selfs daardie dinge om te swaai in my lewe tot sy eer. Dis hoekom 'n Job wat alles verloor, by God bly
En deur alles wat hy verloor het, selfs sy kinders en alles wat hy in 'n oomblik verloor het, op die einde van die dag meer geseën was, want hy God, sy Here, die middelpunt gehad. En ons weet, Job is seker een van die ergste gevalle of die mees vernietigendste gevalle wat met hom gebeur het, waar die vyand hom aanval en hom wil vernietig. En eintlik vir God sê, as ek hom aanval en hom vernietig, gaan hy teen my draai. Net so 1 of 2 sonde terug, het Marlene gepreek dat die volheid van Christus wat in my woon is genoeg. Dis sy volheid. En weet jy, Marlene het iets mooi gesê. Marlene is siek ook, so sy sê vanoggend nie, maar sy is siek. So kom ons bid ook vir haar, maar dis hoekom sy kon gesê dat toe sy haar kind aan die dood afstaan met 'n motorongeluk, as dit die volheid van Jesus Christus in haar was nie, het hulle dit nie gemaak. Dit was my so treffend. Want Christus die middelpunt. Verlede Sondag het gesê, ons kom na Jesus toe terwyl 'n kleinseun ingeseën het en toegewyd aan die Here. Ons kom na die Here toe soos 'n kind, sê sy woord. Jesus en sy disippels sê, wie is die belangrikste in die koninkryk van God? En Jesus laat staan 'n kind by hulle sê, as jy wil die belangrikste wees, word soos 'n kind. Word nie kinderagtig nie, maar word soos 'n kind wat ontvanklik is om te ontvang met 'n opregte hart. Weet jy wat het ek oor tye gesien, ons eintlik in die bediening gesien, en u sal dit dalk ook al beleef het, dat terwyl in jou bedieningslyn jy moes mense help en wil help en saam hulle bid en hulle deur probleme en deur die dinge wil vat, het ek baie keer dit gesien by mense, dat hulle wil hê die Here moet hulle help. Hulle kom na die Here toe, of hulle sal kom vir hulp of gebed, of weet ek wil sê, maar praat nou van 25 jaar plus bediening, maar op pad na die hulp toe, het hulle klaar besluit hoe die uitslag moet wees. Baie keer. En dis nie altyd so, want ons is mens en ons wil baie keer in beheer wees. So ek sê dit nie pak sla ideelrag nie, ek sê dit regtig in die liefde en die vermaning. Ons kom vir hulp, ons het eintlik klaar besluit hoe ons wil hê dit moet uitdraai. En hoe God dit moet. Terwyl die Here sê, as jy belangrik wil wees, kom na my toe soos 'n kind en laat toe dat ek met jou werk. Dis 'n oorgee. Dis nie 'n swakheid nie. Jy voel dalk swak, maar die woord van die Here sê, ek is sterk in Christus. As jy swak voel, jy weet nie wat, kom soos 'n kind en sê, Here sê ek gee alles oor. Ek het nou regtig al my dinge en al my geite en al my planne en al wat ek kan dink en beheer, maar Here, ek kom soos 'n kind en ek kom gee dit vir U. My lewe, my omstandighede, my finansies, hoe dit my bediening, my huwelik, my kinders, ek kom soos 'n kind na U toe. En hoe meer ek dit toelaat, dat Jesus meer as genoeg is, hoe meer werk en vorm in my en hy skaaf my, dat ek kan word soos hy. En volkome, sy woord sê, ons kan en moet volkome voor hom staan. Hy mag volkome, dit gebeur net deur Christus. Kom ek lees net gou hierdie skrifgie in Matteus 22, sê die volgende, en toe die fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, dis mooi nie, die skrifgelees Sadduseërs het hom ons die hele tyd vrae gevra en hom probeer vasvra en hom probeer hulle blik die godsdienstige leiers van die tyd, en die Bybel sê hy het hulle die mond gestop het. Ek dink as Jesus net gepraat het, dan was daar al 'n beweging, want hy's die groot ek is van die begin af. Hy het hulle die mond gestop en het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, treffend, wetgeleerde, en die vraag was, ek wil jou versoek. En ek vasvra, ek wil jou versoek vir iets, en ek gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dis 'n volheid van ons hele mensies, 'n volheid van my gees, siel en liggaam, wil ek amper sê, moet jy die Here jou God lief hê. Julle hart, julle siel en met jou hele verstand. Dis die eerste en die
groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. So, stryfend hoe die Here dit net in een ding saamvat. Jy kan die wet so doen en probeer doen, en ons kry dit in ons tyd net. Wetonderhouding is een van die sterk dinge wat gepredik word weer deesdae. Buite Christus maak wetonderhouding geen sin. En in elk geval kan ek net sê, as jy een van die wet 10 gebooie verbreek het, het jy almal verbreek, sê die woord. Ons het net deur Jesus Christus, die een wat die wet kon onderhou. Ek wil jy met dit hoor. Net Jesus Christus kon die wet onderhou. Ons kan probeer en poog, en sommer net so dan mis ons een. Sommer net so dan doen ons fout met die wet en goed. Hier sê Jesus, hierdie, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en jou naaste. En ek wil nou nie praat, ons kan ander net praat oor wie is my naaste, maar kom ons sê, dis almal om ons kinders van die Here gelowiges om ons vanoggend. Hy sê, hulle lief hê, as jy dit doen, dis die grootste van die hele die belangrikste wet. Ek gaan nou kom, net by Jesus sê, ek het 'n nuwe gebod ingestel. So om te sê, Jesus Christus is meer as genoeg beteken, dat hy alleen volkome en voldoende in my lewe is, en elke behoefte van die menslike hart, kan hy meer help. So mense, kind van die Here, praat met kinders van die Here. Ek weet, jy sit nou met die hele tyd dit hoor, en ek bid dat die Here dit vir jou oopmaak, en dat iets gebeur hier binne, dat as ek Jesus Christus het, en hy's in my, en ek in hom, en hy's die middelpunt, het jy meer as wat jy ooit kan doen. Meer as miljoene in die bank. Meer as al die tyd kan doen. Meer as geseentheid van dit. Meer as dit alles. Meer as genoeg. En vanuit daardie meer as genoeg, seën hy my lewe, help hy my hier, genees hy hier, gee my hier 'n toekoms, gee my hier 'n lewe, help my om daar te bedien, help my met my finansies, help my met my besigheid, want Jesus moet meer as genoeg en is meer as genoeg. Niks anders in die lewe kan opmaak vir wie Jesus Christus in ons middel, in ons lewe is. Ken dit nou al? Daar so hierdie wat is nou die reg, leerkool in ons binneste. En ons wil dit voed met goed en dinge, baie voed dit met dwelms en drank en al hierdie dinge, hulle wil dit stil hier binne met allerhande dinge en goede, baie wil dit stil ook in die kerk met geld en om seker goede te bereik en weet jy, dan kry jy die meeste geld wat jy wil, dan kom jy agter, maar dit is nog steeds nie gevoed nie. Vir so oomblik is dit lekker gemaklik, ek kom jy agter, maar dit is nog nie, hier kort nog iets. Dit sien die mense in die rykste van die rykste mense. Weet jy, dis min dat ek die rykste van die rykste mense in hierdie lewe sien smaak. Moet 'n bietjie kyk. Onthou daardie sê die God gee deel uit en hy seën die regverdige en die onregverdige en hy wil hê dit moet goed gaan. Maar ek sien baie van hulle is baie ongelukkig. Met al die miljoene, met al hierdie tye, met al die party het baie mag. Hulle kan, sien, jy weet ons die geld en die mag en die seksuele is die 3 groot magte waarmee die vyand aanval. Baie, en as hy te veel geld het en dit vervul nie die hart op by na mag toe, dat ek net mag kan hê, dat ek net kan mense beheer, dat ek lande kan beheer en sê, en hy bly ongelukkig. Seksuele is 'n ander ding, mense hardloop na die seksuele toe, pornografie, al hierdie dinge van die grootste. Weet jy dat daar's 'n navorsing gedoen rondom pornografie, wat iets soos ek dink is 20-30% van pastore wat die woord verkondig is verslaaf aan pornografie. Gebeur goed in jou brein met al hierdie dinge en mense en manne, selfs vrouens, hulle hardloop na hierdie goed om hierdie vol te maak hier binne, hierdie soeke, hierdie honger hier binne. Weet, die familie wat jare in alkoholisme was, prys die Here, hulle probeer dit volmaak, die soeke, die honger,
wat die binne moet volmaak, kan drank en hierdie goed nie doen nie. En dan gee hulle oor aan dit, dat hulle vir 'n oomblik net kan beter voel. Maar dit moet Jesus Christus wees, wat meer as genoeg is. En net Jesus Christus, deur sy Heilige Gees en God die Vader se goedheid, kan dit nie volmaak. Hy's meer as genoeg. Ek wil graag net 'n paar dinge vir jou noem, hoekom ek sê hy's meer as genoeg, en dan gaan ons op die nagmaal stil staan. Jesus voed ons diepste geestelike honger. Hoor gou, sê gou, ek is wakker. Ons het 'n honger, weet jy mense wat selfs afgode aanbid en boomstompe aanbid en Boeddha, die mense so, hy's gemaak om te aanbid. Hy weet daar's 'n opperwese, nou aanbid hulle ander, maar aanbid nie die lewende God wat ons so geskep het nie. Jesus voed ons diepste geestelike honger. Jesus verklaar, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Kind van die Here, kom ons sê dit net weer, net Christus kan voed. Weet jy, om dit meer duidelik te maak, dis soos as jy honger is, jy moet gehol vir hy steak of hy lekker kos of die brood of daai honger, net Christus kan die geestelike honger volmaak. Niks anders nie. Al die ander dinge bly tydelik. Hoekom? Hy's meer as genoeg. Die tweede een, Jesus gee volle vergifnis en vrede deur God of met God. Efesiërs 1:7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, net in hom en deur hom. Hy's meer as genoeg. Hy's meer as genoeg. Ek wil jy moet gou weer hoor, hy's meer as genoeg. Miskien moet jy dit vir jouself sê, soos Dawid hom by tye self aangespreek het. Here, U is meer as genoeg. Sê dit vir jouself. Niels, hoor mooi. Jesus Christus is meer as genoeg. Dis nie Jesus Christus en ek moet 'n klomp ander dinge byvoeg dat dit alles kan uitwerk nie. Nee, dis Jesus Christus is meer as genoeg, en omdat hy meer as genoeg is, kan die ander dinge ook in plek val. Want hy is die God van die onmoontlike, sê sy woord. Amen. Hou hom in die middel. Die basis, hy is meer as genoeg. Jesus gee ons alles wat ons nodig het vir die lewe en godsaligheid. 2 Petrus 1:3. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Alles deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deugd. Die woord van God is duidelik. Volgens Jesus is genoeg in elke omstandigheid. Ek wil net gou vir 'n oomblik omstandighede in jou lewe gou na kyk. Wat nou regtig pla. Ek sal nie glo nie, daar's omstandighede in my lewe wat pla tans. Elke mens, daar is dinge wat jy graag sal nou wil anders doen. Jy dalk al lank oor bid. Omstandighede, jy weet ons omstandighede, die dinge en die goede, die tydelike goede, en hierdie dinge wat ons baie keer so mee sukkel. Hoor wat sê 2 Korintiërs 12:9 sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Dis iets wat die Here sê. Die grootste gebod, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en jou siel en jou verstand, met jou hele wese. Dan sê, want my genade in 2 Korintiërs is vir jou meer genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Meer as genoeg. Hy sê elke omstandigheid van jou lewe meer as genoeg. Selfs die dag wanneer ek my laaste asem hier uitblaas in Jesus Christus, is hy meer as genoeg. As mos 'n skrif, dink 'n spreek, dink 'n Psalme wat dit sê, hy sê as 'n kind gebore word, moet jy eintlik ween en treur, maar as 'n kind van God sterf, moet jy eintlik opgewonde wees. So. Hy's meer as genoeg by my
sterfbed. Hy's meer as genoeg as ek siek is. Glo jy hom so, vertrou jy hom so. Dis nie almal nie. Hy's meer as genoeg as ek nie weet watter kant toe nie. Hy's meer as genoeg as hierdie oorlog so uitbreek en dit lyk dit gaan net robber en slegter op die aarde. Maar nou Jesus mos gesê hoe gaan dit lyk op die aarde? Hy's meer as genoeg. Hy het gesê dit gaan rof gaan nie. Hy het gesê dit gaan moeilik gaan nie, maar julle moet goeie moed hou want ek het die wêreld oorwin. Hy's meer as genoeg. Wanneer ons goed ontbreek, is Jesus meer as wat ons ontbreek, wat ons soek en wat ons honger en wat ons dors. Hy is, Psalm 23:1, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ter afsluiting, wie kan kom speel? Dan gaan ons nog nagmaaltafel. Jesus stap op hierdie aarde, die tyd wat hy hier was. En onthou altyd, dis hoe wat so goed is om in die woord te kyk na wat Jesus gedoen en gesê het, en gepraat het en geleer het, bergpredikasie, Matteus en die evangelies is baie goed om dit te lees. Kan ek jou weer eens bemoedig en vra, lees maar elke dag jou Bybel en bid maar elke dag. Ja, ons kan nie net Sondag Bybel lees en die woord nie ontvang nie. Ons moet dit elke dag, en dan is dit ook net 'n bietjie, weet jy, daar is soveel dinge tans wat ons het wat so makliker maak. Daar's die Bible app wat jy kan aansit en jy kan die skrifgedeelte so play druk en dit lees vir jou. Daar's Bybelse planne daar wat baie goed is wat jy sommer net kan weer lees. Jy kan elke dag, daar's geen verskoning om vir 10 of 15 minute God se woord te lees of te hoor. Doen dit elke dag. Vanmiddag wil ek weer vir jou sê, en praat met Jesus, sê, jy weet wat om te bid het, dan prys jy hom, en loof hom, en bid die Bybelse gebede opreg, maar moet nooit jou Bybel lees verwaarloos. So hierdie woord van God praat nog steeds, en ek weet die Ou Testament is in Levitikus na die goede deel om het te lees, maar lees maar deur, vat 'n boek, begin dat Efesiërs, Filippense is 'n goeie boek om te begin, lees hom stukkie vir stukkie deur, en laat toe dat die Heilige Gees met jou praat. Soms lees jy 10 verse en net een skrifgie praat met jou. Of jy hoor dit, maar doen dit elke dag, Jesus Christus het dit vroeg in die oggende gedoen. Partykeer sukkel ons in die oggend, ons het nog werk, maar op pad werk toe, of maak 'n tyd in die aand, los bietjie die slaap dalk vir so 10 of 15 minute, lees maar net so hierdie woord. Hierdie woord praat nog en werk nog in lewens. As ons moet lees met dit. Jesus Christus op hierdie aarde terwyl hy stap, en ek wil hiermee afsluit. En dan is dit my gebed, wanneer ons die nagmaal gaan doen, dat jy werklik sal verklaar met jou hele lewe. Jesus Christus, U is meer as genoeg. Maar U moet my dit kom wys, U moet my daarmee kom help. Terwyl Jesus op hierdie aarde is, ek wil net vinnig 'n paar dinge aanhaal. Terwyl hy stap, preek Jesus, hy verkondig. Die Bybel sê hy verkondig die evangelie, die goeie nuus van verlossing. Saai 61 wat hy sê die Gees van Here is op my omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring, en dan ken daai gedeelte. En hy verkondig eintlik wie hy is en die evangelie. Hy verkondig dat hy as Jesus Christus die enigste weg na die Vader is. En ons verklaar dit nog steeds Johannes 14:6. Hy is die enigste weg. Ek probeer vir jou sê, hoekom Jesus meer as genoeg is, en wat hy eintlik kom demonstreer het op die aarde. Wat hy eintlik kom sê, my kind, as jy my die middel, as jy my vet en my eet, brood eet, as jy my woord eet en in jou vat, het jy meer as genoeg. Wat jy ooit nodig het. Daarom kan ek verklaar in my omstandighede, in my werk en hierdie dinge. Ek gaan verklaar, Jesus,
U is meer as genoeg in my lewe, in my werk, in my finansies, in my huwelik, in my kinders se lewe. Daarom raadpleeg ek U. Is meer as wat ek nodig het. Jesus het liefde, geregtigheid, gehoorsaamheid uit die hart verkondig, Matteus 22. Jy moet die Here jou God lief hê, sê wat ek gelees het. Hy het gepreek dat sonder wedergeboorte jy die koninkryk van God nie sal sien of sal kan ingaan. Jesus het dit met 'n dringendheid gepreek dat hierdie boodskap dat sy koninkryk is waarna ons moet soek. Sê die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Jesus was duidelik rondom dit, tydelik dit gepreek. Sy het uiteindelik gekom en gesê, ek is die weg. Hy het eintlik homself gepreek. Ek is die een waardeur julle die ewig het. Ek is die een meer as genoeg waardeur julle lewe en lewe in oorvloed het. Ek is hier die een waardeur jy kan met alles na my toe gaan. Kind van die Here, net gou dit sê, hoor gou mooi. Ons al agtergekom in hierdie lewe, ons gesukkel en gespook en goed in dinge doen en sekerlik doen ons dinge, sekerlik die Here ons aangeraak om dinge te kan doen en te werk en te beweeg en besigheid en al hierdie dinge doen, maar ons weet mos nou al in hierdie tyd, soms kry ons dit net nie lekker reg nie, en soms sukkel ons, maar prys God, hy is meer as genoeg. In daardie tyd, Lukas 19:10, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Dan moet hierdie skrifgie afsluit en dan gaan ons bid oor die nagmaaltafel. Handelinge 4:12. Hy is Jesus Christus. Bring die verlossing en niemand anders. Hoor goed. Niemand anders nie. En dan byvoeg ek voeg nie by die skrifgie, maar ook niks anders. Niks aan nie my dade nie my goeie werke nie my goeie lewe nie. Dis Christus. Vanuit Christus, vanuit Jesus wat meer as genoeg is, vloei 'n goeie lewe. Vanuit Jesus Christus wat die middelpunt is, vloei die goeie werke wat ek doen. Vanuit dit vloei dit niks anders. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar's geen ander naam op die aarde, geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Geen ander manier. Jesus Christus is meer as genoeg. Vader, ek bid in Jesus naam dat U dit vanmôre elke gelowige wat hier sit kragtig sal openbaar. Vader, ek bid dat ons baie keer voor U staan. Ons weet nie hoe die probleem opgelos gaan word nie. Ons weet nie hoe gaan dit uitwerk nie. Dat ons oë op U hou. Ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oë is op U, Here. Want U is meer as genoeg. En die volheid van Christus in my, die volheid van ek kom soos 'n kind voor U, die volheid dat U die middelpunt is van alles, glo en vertrou ons, dat dit werk ten goeie uit. Watter kant ook al dit werk ten goeie uit, volgens God se plan en wil in ons lewe. Maar U is meer as genoeg op hierdie oomblik. Meer as genoeg op hierdie oomblik vir my gebede oor my kinders, my gebede oor my sake, my gebede oor die tydelike, my gebede oor my siekte, my gebede oor wat ook al pla. U is meer as genoeg en dit groot. Ek bid nou Vader, dat terwyl ons nou by die nagmaal stil is en ons verkondig die dood van Jesus Christus totdat hy kom, verklaar ons saam met dit. Dankie Jesus vir Golgotha. Dankie Vader dat U Seun gestuur het. Dankie Jesus dat U uit vrye wil uitgekom het om te kom sterf vir die mens, sodat ons kan lewe, 'n ewige lewe en ook 'n lewe in oorvloed kan hê vandag. Nou roep ons uit saam met dit.
ons Jesus wat vir ons gesterf het, is meer as genoeg. Meer as genoeg. Meer as genoeg. Jesus, stap in ons lewens en ons roep dit uit. U is die Here, die middelpunt van ons hele bestaan. In Jesus naam vra ek die seën op die tafel. Amen. Prys die Here. Jy kan regtig vorentoe kom, kry vir die broodjie van die sap en kom ons gebruik nagmaal saam. Ek gaan weer vra as jy dit kry, sit in die banke net weer, dan gaan ons dit saam gebruik in eenheid en verklaar, hy is meer as genoeg in ons lewe. Amen. Baie baie. Jy kan dit kry. nou verkondig die dood van Jesus Christus totdat hy terugkom en dat hy vir ons gesterf het. Ons doen dit nou in eenheid, Here. Kom ons en ons verklaar dat Jesus Christus is meer as genoeg vir elke saak volgens U woord. Verklaar ons dit dat die dood op Golgotha, toe U sterf daar, was daar oorwinning. Oorwinning oor elke vyandmag, oorwinning oor elke saak, selfs waarmee ons worstel en struikel en sukkel in die tye waarin ons leef en oor hierdie aarde. Daarom gebruik ons dit nou tot eer van Jesus
naam en roep dit oor ons lewe, Jesus Christus, U is meer as genoeg. Kom ons gebruik saam. Môre vra as daar enigiemand is wat hier is wat sê, Here, ek het nodig dat U meer as genoeg in my lewe moet wees oor 'n spesifieke saak. Oor 'n spesifieke saak. Ek sal baie graag vir jou salf met olie. Jesus Christus, ons vra dat U meer as genoeg. Op hierdie stadium lyk dit en dit voel dalk nie so, maar Here, meer as genoeg is U vir my, ook in hierdie saak in my lewe. As daar so iemand is wat net in die bank opstaan, baie graag net vir jou salf met olie. Sê, Here, neem die middelplek in, nou in Jesus naam, oor daardie saak. Miskien is daar 1 of 2 wat sê, ek het 'n saak wat ek nodig het, dat Jesus Christus meer as genoeg in dit moet wees, en ek wil sy naam oor dit verklaar. Prys God, loof die Here. En net so verby jou stap terwyl jy staan en vir jou salf met olie. En al wat ek doen is ek bid maar net saam met jou te sê, Jesus, hierdie saak, U is nou meer as genoeg, ook oor hierdie saak in my lewe. Dankie Jesus. You are
En ek bid vir beskerming. Terwyl ons dit uitstap, dat hierdie saad nog steeds vir ons, en terwyl ons dit uitstap, is Jesus Christus ook nou, soos by ons huise kom, by ons werk, waar nog besigheid, Here, is U meer as genoeg. Meer as genoeg. Bid dit oor elkeen, en dat daar die vrede wat alle verstand te bowe gaan, by elke kind van God, en om elke kind van God, van die kinders en in elke kind van die Here sal